Ek kan nie sit plek neem, baie dankie. Ons gaan net nou weer aanbid, praise God. Dis hoekom ek maar net hier stop. Want ek gaan oor aanbidding praat in die eindtyd, praise God. Is jy bly om hier te wees vanoggend? Ek is baie bly om hier te wees vanoggend, praise God. Ek het so 'n bietjie deur 'n krisis verlede week en die week voor dit met siekte. En hierdie boodskap wat ek vanoggend preek is nie gebore sommer maar net in 'n boek nie. Terwyl ek in die hospitaal lê Woensdag of Donderdag, ek is seker die lek in die hospitaalbed en die Here gee vir my hierdie woord. En hy sê leer my volk hierdie volgende. En vanoggend preek ek met u oor hierdie woord. Ek het 'n preek klaar reg gehad wat ek verlede Sondag sou gepreek het, maar toe moes ek hierdie woord Vrydag, Saterdagoggend voorberei en ek wil dit met die deel uit my hart uit en ek wil met die praat soos 'n pa met sy seuns en ek wil hê met die erns van hierdie woord verstaan vanoggend. Dit is sommer maar net ek preek dit omdat ek lus is om te preek nie. Ek preek dit omdat die Here my opdrag gegee het om met u te deel. So wat om te verwag in die eindtyd? Wat verwag u in die laaste dae? Kom ek vra eers vir u, wie weet ons is in die laaste dae? Wie weet ons is in die eindtyd? Mense, moet jou nie gereed maak vir die volgende 20 jaar nie. Die Here is op pad. Kom aan kerk, ek glo, u glo dit nog nie. Ek sê die Here is op pad. Ek wil weer sê, ek sê die Here is op pad, kerk, kom aan. Hy's hier, hy's op pad. Hy's gereed. Hy wil kom. En nou kom die Bybel en hy praat en hy gee vir ons, wat kan ons, die Bybel is so 'n nice boek. Kan ek vertel jy so? Hy vertel ons waartoe gaan ons as ons doodgaan. Hy vertel ons 'n bietjie van wat gaan hy wys ons so skreefie van hoe gaan ons hemel lyk. Hy self so goed, as ek dit goed kan noem. Hy wys self vir die sondaar so skreefie waar hy gaan. Kom aan. Hy wys vir ons wat ons kan verwag voor hy gaan kom. Hy waarsku ons en sê, luister, as julle hierdie dinge sien, bekeer julle. Want by koms, ek is op pad. Dis die liefde van 'n vader. Nou ons almal ken hierdie skrif 2 Timoteus 3, maar ek wil vanoggend vir julle stadig lees, en ek wil dit in 'n ander vertaling lees. Want ons ken in Afrikaans sê baie keer dinge daar wat moeilik is om te verstaan, maar ek wil jy moet saam met my nou lees en ek gaan hier en daar inchip. Dis, ek gaan 2 helftes spreek volgende. Die eerste een is die negatiewe verwagting in die eindtyd. Dis die negatiewe dinge wat jy kan verwag. En luister mooi, alles wat ek vanoggend vir jou gaan lees, is die dinge wat nog gaan kom nie, dis alreeds hier. Ek vra nie van goed wat eendag gaan kom nie, soos jy nou gaan lees, jy sien, hy pastoor, ons lewe in dit. Dit sê vir jou die Here se koms is naby. Okay, kom ons lees saam. But you need to be aware. So ons moet wakker wees wakker, be aware, that in the final days, dis nou die final days. Nou luister wat sê hierdie vertaling. The culture of society will become extremely fierce and difficult for the people of God. Is 'n ander bietjie anders as wat ek kan sê. Hy sê, kyk na my, voor die bord is. Hy sê die culture of this society, die gemeenskap, die regering, die toestand van die samelewing gaan moeilik wees. Luister mooi, vir die kinders van die Here. Moeilik wees vir die kinders. Dit is klaar moeilik vir die kinders van die Here. Hoekom? Kom ek gee vir 'n voorbeeld. Kom aan, ek wil jy moet saam hoor. Die regering verwag dat jy moet gehoorsaam wees aan dinge wat teen die Bybel is. Come on, this is the society of the day. Skole leer jou kinders en my kinders dinge wat in tweestryd is met die Bybel. En hulle moet eksamen skryf daaroor. So it's difficult. Die regering en die samelewing en alles wat daarom gebeur, druk ons in 'n hoek, luister mooi, om dinge wat verkeerd is te aanvaar as dinge wat reg is. En as jy dit nie aanvaar nie, is jy die verkeerde een. Is jy
die verkeerde een. Hulle verplig ons om aan wette van mense gehoorsaam te wees, meer as aan die woord van die Here. So it's difficult times in a society for the people of God. Die tweede vers, people will be self-centered lovers of themselves. Oh, it's amazing. Nog nooit was daar soveel beheptheid oor ons eie lewe nie. Mense wat lief is oor hulself en net dat die hele lewe gaan oor hulle self. Dan sê hy, not only will they lovers of themselves, they will be obsessive with money. Obsessive. Geld het geen probleem. Daar's geen probleem met rykdom nie. Daar's geen probleem met geld nie. But when it become obsessive in your life, is dit mense gaan obsessief word oor geld. Jou hele bestaan, jou hele lewe draai net oor geld. Al wat in jou mond uitkom is geld. Luister mooi, die korrupsie in Suid-Afrika is as gevolg van die obsessiveness of money. Diefstal, waar jy miljoene van iemand kan steel, is die obsessiviteit van geld. I want more. I'm not satisfied. Ek is nie content met wat ek het nie. Ek soek meer en dan moet ek steel, al moet ek iemand anders te indoen, al moet ek korrup wees en is nasie teen nasie en ons doen dit van as obsessiviteit oor geld, sê die Bybel in die laaste dae. Ek wil nie oor hierdie goed preek, ek lees dit maar net vir u. They will be boast of great things as they strut around in their arrogant pride and mock all that is right. Nooit was er soveel praat soos vandag nie. Vandag is ons die eens wat verkeerd is as jy probeer reg lewe. Vandag mok hulle mense, hulle spot mense wat die regte ding doen. Jy is die verkeerde een. Wanneer jy opstaan vir jou regte wat in die Bybel is, nie die regte wat in hierdie wêreld is nie. They will be ignore their own families. Luister mooi, dis 'n eindtyd teken. Luister hier, it's amazing. They will ignore their own families. Nog nooit het in die geskiedenis gesien dat mense, ek deel nou die dag, ek het besoek tonne gaan kuier nou die dag vir iemand in Witpoortjie. En sy begin hierdie ding in Witpoortjie. Hulle bou, luister mooi, hulle bou 'n staalkas met 'n kode van 'n slot in, sodat wanneer mamas kom en hulle gooi hulle kinders weg, dat hulle liewers in die staalkas sit en die oomblik wanneer daar toesluit, dan gaan 'n alarm af wat hulle kind kan gaan red. Ek wil jy moet weet waarin ons lewe. Vandag sit ons vanoggend, was ek by die sonneskool gewees en dis ek met personeel laters vanoggend en as hulle afsluiting en daar was nog nooit so baie kinders in hierdie jaar by die sonneskool soos vanoggend nie, maar ek kyk na hulle en ek weet van hulle dat 90% van daai kindertjies, ek bly nie by 'n ma en 'n pa nie. Hulle bly miskien net by 'n ma of 'n pa of by 'n ouma. But they will ignore their own families. They will be ungrateful. En agterkom mense met wie om dankie te sê nie. Come on, jy gee vir hulle iets, hulle sê nie eens dankie nie. Jy gee vir hulle R10, hulle verwag R100. Ungrateful. Ons eie kinders, jou kinders by die huis, my kinders, het so baie, hulle is ungrateful baie keer. Hulle sê nie dankbaar nie. And they will be ungodly. En die mens kan nie dink. Mens vra die vraag, God, kan die wêreld nog meer ongoddelik word as dit is? So ungodly is the world. They will become addicted to hateful and malicious slander. Dit is my opmerklik toe dit lees en die woord slander, dan gaan kyk beteken laster, kwaad praat. Hulle die Bybel sê in laaste dae gaan mense verslaaf daarin raak om van ander mense te praat. Slegte dinge, skinder, laster van mense.
kwaad praat van mense. Jy ken nie die feite nie, maar jy praat. En die Bybel sê, mense gaan daaraan addicted raak in die laaste dag. Slaves of their desires. Hulle slawe van hulle eie begeerte. They will be voracious, belligerent, haters of what good and right. Beteken hulle sal verwoesters wees van wat goed en reg is. Dink julle dit is wat besig is in ons lewe te gebeur? En ek praat nie van Suid-Afrika alleen, ek praat in die wêreld te gebeur, dat daar 'n verwoester en sy naam is die duiwel en hy wil alles wat goed en sleg is, wat hy mooi en reg probeer maak. Ons lees nog so 2 verse voor ons kyk eens na die negatiewe sou, ek moet met die praat daaroor. Ek wil die B-gedeelte van vers 4 lees. They will find that delight in the pleasures of this world more than the pleasures of the living God. Sal hulle delight, hulle genot vind, nie meer in die kerk nie. Nie meer in God se teenwoordigheid nie. Nie meer met die dinge van die Here nie. Daarom hoor jy die woorde wat sê, kerk is boring. Luister, as kerk boring is, dan beteken dit een ding, daar is nie die Heilige Gees nie, want die Heilige Gees kan nooit vervelig wees nie. Kom aan kerk, gee die Here prys. Kerk kan nooit boring wees nie. Want ek weet nooit wat gaan gebeur nie. Hy sê, there were more lovers of this world, the pleasures of this world. Het jy agtergekom, dat die grootste sportgebeure, die eindstryd is op Sondag. Stadiums pak 85.000 mense uit, op 'n Sondag. Het jy gesien, al meer rugby word gespeel op 'n Sondag? Het jy gesien wat gebeur, hoe hulle Sondag, die heilige dag van God, en ek sê nie Sondag is die Sabbatdag, jy luister mooi, al wat ek sê is 'n dag waar ons God herdenk. Hy sê, vers 5, laaste vers, en hierdie vers wil ek oorlees. They may pretend to have a respect of God, for God, but in reality, they want nothing to do with God's power. Jy sê, ek wil nie met verstaan, hulle wil nie niks te doen met God nie, hulle wil niks te doen met God se krag nie. Ek wil nie met hoor. Dis hoekom hulle probeer Pinkster wegvat. Dis hoekom ons probeer mense tevrede stel. Ek sien hierdie week, ek weet nie wie se mense en ek het my hospitaal toevallig raak gelees, sien ek 'n foto van 'n, en ek hoop nie julle ken die mense of julle ken die kerk nie. 'n Mooi lang tafel, was 'n restaurant dink ek. Ek het die kerk se naam gelees nie. Ek wil ook nie die kerk se naam noem, maar kan ek hom nou onthou? Ek kan onthou wie dit nie. Maar hulle skryf daar, dis ons huissel afsluiting. Lyk soos 'n restaurant. En almal het 'n glas sherry op. En hulle celebrate. En ek sit en ek dink, en vergeet van sherry. Ek dink, hoe kan ons God aan die een kant sê, we respect God. Ons het 'n huissel sherry, hulle het genoem 'n huissel sherry aand. Groot karismatiese kerk. Ek wil sê kerk van die Here, daar moet 'n onderskeid wees tussen die reg en verkeerd. Ek wil net kerk hê met weer, daar moet 'n onderskeid wees tussen God en die duiwel. Kan ek 'n amen kry? Kan ons die Here net 'n prys gee in hierdie plek asseblief? Praise God. Dit is 'n negatiewe een, maar ek wil nog 'n negatiewe een vir u gee. Want dis ek wat dit boek geskryf het, dit is die Bybel. Dis die Heilige Gees wat vir u sê, jy moet na hierdie goed kyk. Nou hierdie een kom nou so 'n bietjie nader, so ek wil 'n bietjie klim loop hierdie en ek wil nie lank gaan, ons gaan aan met 'n reeks oor hierdie onderwerp, so by the way. So volgende Sondag as die Here spaar, gaan ek weer oor praat. So kyk hoe ver ons kom. Openbaring 3 vers 14, hy sê, en ek skryf aan die engel van die gemeentes van Laodicea. Sê 'n bietjie hardop Laodicea. Want hier is 'n baie belangrike gemeente. Dit sê die amen, die getrou en van agter getuienis, die begin van die skepping van God. Nou, ek wil gou vir u sê, kyk gaan nou, kyk voor op die bord kyk. Want jy moet Laodicea reg verstaan, en ek gaan nou vir dit duidelik. Die Here skryf 7 briewe aan 7 gemeentes. Verskillende tydsvlakke in die
dispensasie van die Heilige Gees. Maar die laaste een is die gemeente van Laodicea. Die 7de brief, dis die laaste brief, dis die brief aan die kerk, wat gaan bestaan, net voor die wegraping gaan plaasvind. Dit beteken is ons. Is jy by my? So jy moet verstaan die belangrikheid van hierdie brief. Die ander brief is belangrik, maar hierdie een is so belangrik, jy kan dit ignore nie, want dis ek en jy lewe nou in die kerk van Laodicense. Dis waar ons nou lewe. Nou beskrywe Johannes hierdie kerk, wat gaan bestaan net voor die wegraping plaasvind, met ander woorde ons. Nou beskryf hy ons. Nou ek wil hê, as jy hierdie beskrywing kyk, dan dink jy nou die kerk in die geheel. Moenie dink aan ons, jy dink aan die kerk. Hy sê, ek ken jou werke. Hy praat oor van die laaste kerk, ons. Hy sê dat jy nie koud is nie, en dat jy nie warm is nie. Was jy maar koud of was jy warm? Hy het een van die ander gemeentes gesê, maar hy sê vir die kerk net voor sy wegraping gaan plaasvind. Hy sê, hier is my probleem met julle. Ek is op pad, maar julle is nie koud nie, julle is nie warm nie. Maar nou, omdat jy lou is, en die koud of warm is nie, sal ek jou mond uitspoeg. Luister mooi. Nou vast hier so. Ek het die tyd om hierdie hele ding vir jou verduidelik volgens wat dit beteken nie, maar ek gaan nou vir iets sê. Want jy sê, julle sê, ek sê, die laaste kerk, die een wat ek en jy nou aan behoort, ek is ryk, ek het verryk geword, ek het aan niks gebrek nie. Luister mooi, hy sê, maar jy weet dat jy is eintlik, wat ellendig, beklamswaardig, arm, blind en naak is nie. Kom ons kyk 'n bietjie na hierdie kerk. Soos ek sê, dis die laaste kerk. Dis die eindtyd kerk. Dis die ander woord vir dit in die oorspronklike taal beteken die afvallige kerk. Dis die laaste kerk wat God aanspreek voordat hy gaan terugkom, voor die wegraping gaan plaasvind. Maar die woord Laodicense beteken twee dinge. En ek wil jy moet mooi luister mense, ek sê vir hierdie boodskap is nie gebore in 'n boek nie, of op internet, ek lê op my bed en die Here gee my hierdie ding, en ek het hom op my selfoon rekord, soos ek praat, rekord ek hierdie boodskap, want ek het die pen by my in die hospitaal nie, so ek rekord hom op my selfoon. Ek het die skrifte almal geken nie, maar ek het hom rekord. Die woord Laodicense beteken nommer 1, human rights. Ek wil jy moet dink nou in Suid-Afrika, dink aan die waar ons lewe, in Suid-Afrika, maar die hele wêreld. Human rights beteken ek het regte. Jy sien, die kerk het op die plek gekom waar hulle vergeet het, ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my en ek lewe nou in die Gees, halleluja, ek is dood. Die kerk het vergeet dat ek is begrawe saam met Christus en ek het opgestaan saam met hom. Die kerk het vergeet om te hoor, om te sê ek is 'n tempel van die Heilige Gees en ek behoort nie meer aan myself nie. Jy sien, ons wil regte in die kerk. Ek wil 'n reg hê, pastoor, om te bid wanneer ek wil bid. Ek wil 'n reg hê om die Here te aanbid of om nie te aanbid nie. Kan jy verstaan wat ek probeer sê? Ek wil 'n reg hê, pastoor, moenie vir my sê steek op my hande nie. Ek wil 'n reg hê om my hande op te steek of nie. Ek wil 'n reg hê om kerk toe te kom, moet my nie bel nie. Ek sal kom wanneer ek wil. Ek wil 'n reg hê om die Bybel te studeer wanneer ek kom wil studeer. Pastoor, moet my nie vra om 10de betaal nie. Ek het 'n reg om my 10de te los as ek wil. Jy sien dit soos ons redeneer. Kom aan kerk. En God sê dat die laaste dag, die kerk van Laodicense is human rights. Dis wat dit beteken. Ek sal doen soos ek wil, ek het regte.
My kinders het dit in graad 3 geleer. My kind het een keer my uitgekom, dis hy by bestoor, pa, jy kan my nie meer pak gee nie. Ek sê, hoekom nie? Hy sê, want ek het nou kinderregte geleer vandag. Ek sê, ek slaap die kinderregte uit jou uit. Kom aan, hulle leer het in graad 3 al het regte. En ons het die kerk het ingebring, mense. Daarom wil ons God dien op ons terme. Ons wil God dien soos dit ons pas. Vergeet dat die Here ons moet heilige hande ophef. Vergeet dat die Here ons moet bid. Vergeet dat die Here ons moet kerk toe kom. Moenie julle aan onder kom en sê ons wel, dis nou ek is human right. Die tweede ding wat beteken is self-righteousness, selfregverdig. Nog nooit was daar soveel selfregverdigheid nie. Kom aan. Mense wat bely hulle is kinders van die Here, hulle is self-righteous. Ek het eendag dink geluister waar ouwe getuienis gee met 'n bier in sy hand. Sê ek, hoe kan ons 'n getuienis vir die Here gee met 'n bier in ons hand? En ek is hier om te oordeel die mense, en moenie van sy pastoor die oordeel nie. Daar's baie dinge wat ons mag oordeel, so by the way. Moenie daai verskoning met my gebruik, mag jy oordeel nie. Maar jy sien, ons sit in plekke, mense, en ek wil hê met hoor vandag, dat baie van ons, dan kom hy en hy sê vir hierdie gemeente, hy sê, jy het verryk geword. Ek wil sê kerk, dat die kerk van die Here Jesus het verryk geword in baie dinge. Ek en Reini en Roan na bo, ons gaan een Sondag so 2-3 jaar terug, dink dit was nog in COVID, gaan ons na kerk toe. Ek sê, Roan sê vir sy pa, ek wil vir pastoor pa 'n kerk gaan wys in ek dink dit was in Sandton of iewers, ek ken nie Johannesburg goed nie, maar baie ryk area. En toe ek in die kerk instap toe, Roan en ry daar, toe kon ek nie glo 'n kerk om my een nie, want hierdie ouens se play area vir die play area is groter as wat ons hele gronde is. Ek dog die spur. Dis ek net die spur, die kerk se play area is wonderlik. Ons park onder dak. En dis 'n instap, die oomblik toe ek instap te besef ek, yes, dit is my gevoel ek is by Silver Star Casino. Everything is beautiful. Jy loop die trap op en jy ry 'n lift op na die boonste verdieping toe. Onder is 'n restaurant 2 keer groter as wat ons hele kerk is. Mense sit en eet. Mense sit met spyskaarte. Die diens gaan nou oor 'n halfuur begin. Ek dink, ek kan dit nie glo nie. Ek was nog nooit in my lewe in so 'n kerk gewees nie. Hier is ons weelde. Daar's 'n stertrap op wat so 'n spider loop. Loop dit op na die kerk toe met hierdie goue kandelare wat so om en kan. Ek sê vir ek het nog nooit dit gesien nie. Ons kom in die kerk, ons sit so professional. Die pastoor se preek is klaar getik. Amazing. Hy's agter die bank ingesit. Elke ou kan die pastoor se preek kry. Hulle sit op smart banke, nie op hierdie banke nie. Kom aan. Preek is klaar daar. Nie in gewone papier geprint nie, in kleurpapier. So jy kyk saam met die pastoor sy preek. Wonderlik. Hulle het 'n stage, 2-3 keer, miskien groter as hierdie, en 'n hele stage is 'n screen. En nou my lewe het gesien in 'n kerk nie. Beautiful. En hier kom die band op. Brilliant. Die ou wat die koortjies hy het idols gewen sê hulle. Een of ander tyd. Hy kan sing. Die beste musiek. Hulle sing, maar ek kan nie aanbid nie. Ek kan net hande klap, want hulle sing 'n beat wat ek nie kan klap uit nie. Julle weet mos hy beat. So nou staan ons maar net. Want niemand klap eintlik regtig hande nie. Die band is goed. Maar daar's geen salwing nie. Ek kon net sowel gaan kyk dit vir 'n halfuur. En dit was net 'n halfuur aanbidding. En die pastoor kom op die stage. Die eers kom sy vrou op die stage, smart. Sy het so smart, tight, sweetpak aan, sonder sokkies met tekkies. Met 'n smart toppie, en sy verwelkom almal. Die pastoor is net so sy aangetrek. Sy verwelkom almal, hy preek. Hy preek 'n John Maxwell preek, brilliant. Want ek ken John Maxwell se preke baie goed, want ek lees elke dag sy boeke. Maar in sy preek sê hy die volgende ding. Hy sê, hoorie, ek was Desember, was ons nie weg gewees nie. En ek het nou getuienis, en ek wil vertel, is nie 'n storie nie, Roan en Reine was saam met my in die diens.
Hy sê, ons was nie weggeen. Ek en my vrou het by die huis gewees hierdie Desember, en hy sê, toe stap ons in hierdie mall, en hy sê, toe loop ons maar 'n bietjie rond, en ewe skielik sien ek voor my Mr. Price. En hy sê, toe kyk ek rond, of een van my gemeentelede my nou miskien sien nie. Toe glip ek in Mr. Price. Ek wil jy moet hoor. En toe besef ek, jy sien, jy kan vol rykdom wees, maar as Mr. Price vir jou te benede is, dan is jou rykdom te hoog. En hy maak 'n grap van, hy sê, as ek het seker gemaak, niemand sien my, dat ek glip gevind het by Mr. Price in nie. Want hy koop nie my Mr. Price nie, hy dra nie Mr. Price klere nie. Hy dra baie duurder klere as dit. Jy sê, ek wil jy moet hoor. Dis waarom hy sê in die laaste dae sal hulle verryk wees finansiëel, maar hulle sal arm wees van gees. Daar sal baie talente wees, maar daar sal geen salwing wees nie. Daar sal baie entertainment wees, maar nou substance, geen diepte nie. Daar sal die persoon sal meer verhef word as wat God verhef word. Die dag ter kom ons verstoor, dit is apostel dit, en is evangelist dit, en is profeet dit, en almal aanbid die profeet, maar niemand aanbid God nie. Of almal aanbid die apostel, maar niemand aanbid God nie. En ek wil jy moet hoor, daar sal baie attraksies wees, maar daar sal geen krag wees nie. So dit is die laaste dag. Dis waar ons lewe, kerk. Ek wil jy moet hoor. En ek praat nooit sleg, luister mooi. Jy sal nooit uit my mond uit aan 'n kerk sleg praat. Ek gee nie om wat hulle verkeerd verkondig nie. Ek praat nie sleg van mense wat meer suksesvol as ek was nie, maar ek weet wat ek weet in my gees. Wanneer ek sien hierdie is maar net 'n entertainment, maar geen God se werk nie. Nou wil ek gou aan die positiewe kant, die praat oor twee dinge. Wat tyd ek hoor, het ek nog so 'n bietjie tyd hoor. Okay. Nou, dit is okay. Hier is nou 'n bietjie die positiewe kant. Wat gaan gebeur in die laaste dae? En hier gaan my reeks nou begin, wat ons volgende week gaan aangaan. Is in Joël hoofstuk 2 vers 23. Nou ek weet, u wat teologie studeer en u wat teologie ken, die Here praat hoofsaaklik hier met die Jode, maar ek gaan u wys, hy praat ook met ons hier. Hy sê in Joël 2:23, hy sê, en julle kinders van Sion, juig en wees bly in die Here, julle God. Hoekom? Want hy gee julle die leraars tot geregtigheid en laat op julle neerdal. Luister, verskoon my, luister, die reën, die vroeë reëns, wanneer die vroeë reën sou kom, al op Pinksterdag, toe die eerste reën geval, die uitstorting van die Heilige Gees. Hy sê, ek laat op julle kom die vroeë reëns en ook die laat reën soos voorheen. Sou die reën het begin met Pinksterdag, maar die reën bly val. Toe die kerk gekom, luister mooi na my, toe die kerk gekom, ek sê, luister, nee, ons moet 'n bietjie die reën demp. Ons kan nie so rof te kere gaan soos op Pinksterdag nie. Ons kan nie weer soos 20 jaar terug nie. Ons moet nou 'n bietjie meer orde hê, of wat ons ook al noem, ek glo in orde, maar ons moet dit 'n bietjie demp. Ons moet 'n bietjie die Heilige Gees uitblus. Ons moet 'n bietjie die mense neem aanstoot. Die mense hou nie af van wanneer jy so in tale bid en die Heilige Gees so beweeg nie. So te begin ons te demp maar die late reëns is nog steeds besig om te val, maar luister mooi, ek glo en ek verwag twee dinge in die laaste dae. Die eerste ding wat ek verwag 'n beweging, 'n uitstorting, 'n bekragtiging van die Heilige Gees soos Pinkster dit nog nooit gesien het nie. Ek glo dit by julle hart. Ek glo dit by julle hart. Ons gaan sien wat in Pinkster gebeur het en erger in die laaste dae. God kan die sluise van die Here oopmaak en hy gaan vir ons reën gee soos nog nooit van tevore nie. Hy gaan nat maak dit wat droog is. Hy gaan opwek dit wat dood is. Die Here se Gees gaan kom met 'n laaste beweging voor Jesus gaan kom. Tweede ding wat ek verwag in die laaste dae is besig is om al reeds groot te gebeur reg oor die wêreld. God is besig om ware aanbidders op te wek.
wat totaal oorgegee is aan die Heilige Gees. Ek sien dit. Ek sien dit vanoggend. Ek kan vanoggend dat ons heeltyd aanbid het. Verlede Sondagoggend hoor ek wonderlike diens die Here het gewerk met aanbidding. Ons sien dit Woensdaande in ons bid hier. Ek hoor dit op ander pastore hoe die Here kom en 'n gees van aanbidding besig is om op te wek in die kerk van die Here Jesus Christus. So daar's 'n beweging van twee dinge. Ons gaan die Heilige Gees 'n heerlikheid sien soos nog nooit van tevore nie. En tweedens, God gaan aanbidders opwek. Nou luister mooi, ek wil nou en hier is ons nie vir reeks. Kan ek nog so 10 minute preek? Amen. Okay, nou wat soek God? Kom ons kyk wat soek God. Johannes hoofstuk 4, vers 23. Nou wil ek hê by bly, want hier is die begin van 'n reeks. Luister mooi. Hy sê in vers 23. Maar daar kom 'n uur en dit is nou. So wat is daardie uur? Kom aan, sê nou. Kom aan, is nou. Het gaan nie eendag kom, is nou. Okay, wat gaan nou gebeur? Wanneer die ware aanbidders. Dit beteken daar's ware aanbidders en daar's nie ware aanbidders nie. Die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader, kyk mooi, soek ook mense wat hom so aanbid in gees en in waarheid. Can you believe it? Dat hierdie groot God, Hubert, amazing, Anna, hierdie groot God, die almagtige soek vir jou en vir my om hom te aanbid. Wat 'n wonder. En nie net aanbid nie, om hom te aanbid in gees en in waarheid. En dit beteken om die Here uit jou hart te aanbid. Het jy al agtergekom? Tonna wil nie vir my net 'n bietjie water gooi in 'n glas nie asseblief. Ek het vergeet om water te gooi. Het jy al agter ek en John Cordier praat baie daarvan. Ek sal baie keer my vind in die kerk. Dan bid ek in die oggend. Dan loop ek en bid. Nou gou net 'n bietjie dankie seun. Net dan loop ek in die kerk en ek bid en my lippe praat en ek praat met die Here. My gedagtes dink ek al klaar. Jy's 8 uur moet ek daai afspraak doen. 10 uur het ek daai afspraak. 12 uur moet ek daar wees terwyl ek bid. Wie weet daarvan? Wie het al jou gevind jy staan in die kerk jy aanbid die Here, maar jy aanbid hom met jou lippe. Here, U is groot, maar jou kop is ek ben maandag, Here, U moet daai deal deurbring. Maandag dit. Wie van u weet waarvan ek praat? Amen, so u weet presies waarvan ek praat. Verskoon my. Dit is die aanbidding met die hart, die kan ek amen kry. Jy sê volgende week moet jy nie mis nie, want volgende week gaan ek vir u wys, hoe kan jy deurkom, dat jy deur hy stap gaan, dat jy jou mind kan wegkry, en dat jy waarlik hier kan kom, om die Here in waarheid en in gees te aanbid. Maar die Engelse Bybel, die Amplified sê ook baie mooi. A time will come, however, indeed it is already here, when the true, genuine worshippers will worship the Father in spirit and in truth, in reality. For the Father is seeking just such people of these as His worshippers. God is spirit, a spiritual being, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth, in reality. Can I give an amen? So wat hierdie skrif sê is, dat God sê, tyd is nou. Dat die ware aanbidders hom sal aanbid, luister mooi, die true aanbidders, die genuine aanbidders, die ware aanbidders, hom sal aanbid, in gees en in waarheid, in realiteit, met hulle hele hart. En dis wat God soek. Kan ek 'n amen soek? Amen. So dit is wat God soek op hierdie oomblik, daai realiteit. Maar nou kom Jesaja, en Jesaja sê die volgende, en Jesaja was een van die groot profete, en Jesaja profeteer in hoofstuk 29 vers 13,
En in die Nuwe Testament, verskoon my, in Markus 7 word dit ook herhaal. En die Here het gesê, omdat hierdie volk nader kom met hulle mond, en hulle eer my met hulle lippe. Maar luister wat sê die volgende hier nou. Terwyl hulle hart ver van my af is. En mens kan dit doen. Mens kan dit doen. Luister wat sê nou verder. Sodat hulle vrees vir my 'n aangeleerde mensegebod is. Pinkster is maklik om aan te leer. Ek wil jy moet hoor, luister na pastoor Dani. Ek weet daar's baie mense langer sê, maar Pinkster is maklik om aan te leer. Jy weet om op die regte plek halleluja te sê, en jy weet om op 'n lekker plek amen te sê, en jy kan so af en toe ook sê loof die Here. Kom aan. Ek het ook gehad in 'n vorige gemeente, jy kan maar sê die duiwel is goed, dan sal hy skree halleluja. Want is aangeleer. Hy weet wat beteken halleluja nie. Jy sien, die verskil is net, daar's twee maniere om jy die Here kan aanbid. Jy kan die Here aanbid met jou hart, en jy kan die Here aanbid met jou lippe. En jou hart is eintlik ver van die Here af. Jy dink aan alles, en jy kom in kontak, en daarom sit ons in een kerk. En dieselfde atmosfeer, dieselfde teenwoordigheid, the same glory. En jy sien raak die Here mense aan. En dan sien jy ander mense ignore dit net flat. Hulle word nie aangeraak mee, want hulle sê, hulle hart is nie daar nie. Is jy by my? Is jy by my? Kom en ek wil jy met verstaan. Nou kom hy in Markus 7 en hy sê amper, hy herhaal vir Jesaja, hy sê, en hy antwoord en sê vir hom, tereg het Jesaja oor julle geveinsheid geprofeteer, soos geskryf is, hierdie volk eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my. God soek ons harte. Okay, skryf die volgende neer. Die hoogste vorm van eer wat jy aan God kan gee, is jou aanbidding. Uit jou hart. Streepie, die van 'n Westhuizen, dis ek. Want daarin wys die Here vir my terwyl ek gaan lê. Hy sê die Here vir my, Dani, die grootste vorm van eer wat jy vir my kan bring, is net aanbidding met jou hart. Ek sê die grootste vorm van eer wat jy vir God kan gee, is aanbidding uit jou hart. Die woord aanbidding, sy Engelse naam is die woord worship. En uit die woord worship is daar 'n stamwoord, worthy. Worship, worthy. Stamwoord van die woord worship. Jy sê jy moet eers die waarde, die value, die waarde van God verstaan, as jy hom in die gees en in waarheid wil aanbid. Kan ek 'n amen kry? You must know he's worthy. Hy het waarde. Jy sien, wanneer jy besef God is goed, dan kan jy hom as sy goedheid aanbid. As jy besef God is lieflik, dan aanbid jy hom. As jy eers sy waarde besef, as jy eers besef wat hy vir jou geteken het, en wat hy vir jou gedoen het, en jy besef sy waarde, kan God vir jou groot dinge doen. Ek wil so 'n paar blaaie skiep, help my. Ek wil gou so 'n paar blaaie skiep. Wat ons volgende week gaan behandel. Daar's twee vereistes om God te aanbid. Luister mooi. Ek gaan vinnig op die een en dan gaan jy saamwerk en dan is ons klaar. Die eerste een is, jy kan nie God aanbid as jy nie God ken nie. So die eerste ding, jy moet God kan aanbid. Verskoon my, om God te aanbid, moet jy God ken, kan ek 'n amen kry. Jy moet God ken, voor jy kan hom aanbid. Met ander woorde, jy moet 'n verhouding met God hê. Dis waarom in 'n kerk, en ons sien dit elke Sondag, mense kan almal lofprysing doen, want almal hou van sing. Jy kan lofprysing doen sonder 'n verhouding met die Here.
Jy sing net saam. Maar jy kan nie aanbidding doen sonder 'n verhouding met die Here nie. Dis waarom kan mense lekker tabula, sing lekker, is lekker, maar die oomblik waar het oorgaan aanbidding kan hulle nie saamgaan nie. Want then you need a relationship. Jy moet eers hom ken. Kan ek 'n amen kry? Jy moet hom eers ken. Amen. So aanbidding moet jy God ken. Jy moet 'n kind van God wees. So die eerste vereiste om God te aanbid, ek moet hom ken. Maar die tweede vereiste is, luister mooi, nou gaan jy saamwerk. Jy moet God se karakter ken. Jy moet weet wie jy aanbid. En dit is die probleem, ons ken nie God se karakter nie. So nou het ek volgende vir jou huiswerk. Ek wil gaar by vrouens vir ons intik, maar sy kan nie. Die computer werk nie daar, maar computer nie. Maar ek wil hê jy moet saam met my nou werk. Nou gaan jy saam praat. Die enigste tyd in die preek, wanneer ek preek, wanneer jy kan saam preek. Okay, nou ek wil nie met my 'n sin noem nie, want ek soek nie 'n sin nie, ek soek net 'n woord. So ek gaan sommer begin. Kom ek begin met die karakter van God. Almagtig. Liefde. Heilig. Kom ek kan nie hoor jy praat. Getrou. Magtig. Genadig. Alomteenwoordig. Sê gou weer. Vrede. Sê gou weer. Onveranderlike God. Alleenwyse God. Onuitputlike God. Sagmoedige God. Bron. Kom aan, praat dit by. Regverdig. Vredevors. Kom aan, is er nog iemand? Liefde. Soewerein. Wyse God, mooi. Regverdig. Hy is nederig. Langmoedig. Barmhartig. Alwetend. Onvoorwaardelike liefde. Vredevors. Kan jy sien hoe baie karaktertrekke het ons vanoggend hier uitgedoen? Kom maar, ek gaan soms 'n paar net ek van op jou hand lees. Hy is almagtig, liefie tik maar net daar. Alomteenwoordig, alwetend. Hy is ons Vader. Hy is die bron van alles. Hy is ons skuilplek. Hy is my toevlug. Hy is my herder. My geneesheer. My voorsienaar. My raadsman. My vriend. Lelie van die dale. Kom aan, hy is die lelie van die dale. Hy is die blinkmôre ster. Sê gou weer. Sê dit herhaal dit. Hy is die son van geregtigheid. Oorwinnaar. Hy? Verlosser. Hy is jou losser ook. Losser beteken hy jou gaan koop. Hy is my geneesheer. Hy is heilig. Hy is sondeloos. Hy is vrygewig. 'n ding wat my mense genoem, hy is my mighty warrior. The one who fight my battles. Hy is lankmoedig. Hy is my koning. Hy is my sterke God. Hy is lankmoedig. Hy is vrygewig. He's a generous God. Nou luister mooi. Dis 'n paar karaktereienskap. So jy ken God deur 'n verhouding met hom te hê. Net by vrou Haas se klomp en julle tog ons kan hy lys tog baie langer maak. Ek probeer maar die tyd spaar. Ons kan hom baie langer maak. Maar nou wil ek hê dat die musikante na vore kom. Hou daai op die bord asseblief.